Bly op jou pos. God het jou gesit waar hy jou wil hê, sodat jy vir hom kan lewe, sodat jy vir die wêreld kan wys wie hy is. En die duiwel hou nie daarvan nie. Die duiwel sal baie eerder dat jy stil bly. Sal baie eerder dat jy verkeerde dinge doen. Sal baie eerder dat jy lyk soos almal anders. Die duiwel hou nie daarvan dat jy anders lewe, anders praat, anders doen, anders lyk nie. En hy gaan planne maak om jou te kry om anders te kies. Maar die duiwel kan jou nie dwing om anders te kies nie. Maar die duiwel kan anders kies aantreklik maak deur jou aan te kla en deur valse advertensies. So bly ek op my pos. Eerste is waarheid. Waarheid oor wie God is, waarheid oor wie die duiwel is, waarheid oor wie ek is. Waarheid oor wat reg en verkeerd is, wat goed en sleg is. Die duiwel wil ons leuns gee oor wat is 'n goeie lewe en wat is reg en verkeerd. Dit was die eerste sonde, is Adam en Eva het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. Hulle het gesê, ek sal self kies wat vir my reg en verkeerd is. Is nie my goed genoeg dat God sê wat goed en kwaad is nie. Dat God sê wat reg en verkeerd is nie. Ek sal self, niemand kan vir my sê nie. En is tot vandag toe die fundamentele sonde is, ek sal self besluit. Ek besluit wat vir my goed is, wat vir my sleg is, wat vir my reg is. En daarom moet ek waarheid aantrek, dat ek kan weet, maar wat is vir God goed? Wat is vir God reg? Die waarheid is die beld wat ek aantrek, dit hou alles vas. As ek nie genoeg waarheid het nie, of ek verloor die waarheid, dan val alles anders uit mekaar uit. Die tweede is om vryspraak aan te trek. Ek is vrygespreek, ek is verlos, ek het vrede met God. Ek het nie nodig om vrede in die wêreld te soek nie, ek het nie nodig om verlossing te soek nie. Ek het nie nodig om redding in die wêreld te soek nie, ek het nie nodig om redding by mense te kry nie. Ek is klaar vrygespreek. As die duiwel my wil herinner aan al my sondes, dan sê ek nee. Ek is vrygespreek. Ek is vergewe, my skuld is weggevat. Waarheid oor alles verras, vryspraak herinner my aan wie ek is. En dan trek ek skoene aan. Skoene wat my laat staan. Of wat my laat vasstaan. Die skoene is die bereidheid om die evangelie te verkondig. Bereidheid om waar ek is. By my werk, by my huis, by my vriende, gaan ek evangelie verkondig. Ek staan vas deur die evangelie te verkondig. Want dis die skoene wat ek aantrek. Dit laat my staan. Dit laat my nie gly nie. Dit laat my nie weggaan nie. Wat ek en jy vandag op ons pos bly staan. Waarheid, vryspraak, bereidheid. Dit is wie ek en jy vandag gaan wees. Here God, dankie dat U die waarheid is. Dat ons die waarheid kan ken. Dankie dat U vir ons die Bybel gegee het, sodat ons die kan leer ken. Dat ons al meer die waarheid kan weet. Dankie dat ons vrygespreek is. Dat ons nie met 'n skuldige gewete hoef te leef nie. Dat die duiwel ons nie altyd kan terugtrek, terughou met vals aanklagte nie. Want die saak teen ons is afgehandel. Here, maak my bereid om die evangelie te verkondig.
deur my woorde, my werke, my wonde, oral waar ek kom. Amen.